Goeiedag broers en susters, baie welkom by vandag se erediens. Kom ons bid en kom ons vra die Heilige Gees om met ons te praat, want ons weet die Gees is ook hier teenwoordig vandag. O Heilige Gees, ons is so dankbaar en ons is so bevoorreg om elke dag in U teenwoordigheid te mag lewe. U los ons nooit op ons eie nie. U is daar vir ons wanneer ons U nodig het. Ons het nou nodig om te hoor wat U vir ons wil sê vandag en daarom vra ons. Spreek asseblief deur U woord. Amen. Ons lees vandag 1 Samuel 3 en ons lees vers 1 tot 18. Dit begin op bladsy 276 in die Ou Testament. Die seun Samuel was in diens van die Here onder toesig van Eli. 'n Woord van die Here was seldsaam in daardie dae, geen visioene het voorgekom nie. En daardie tyd het Eli op sy gewone plek gelê. Sy oë het al begin swak word, hy kon nie meer sien nie. Die lamp van God was nog nie dood nie, en Samuel het al gaan lê in die tempel van die Here waar die ark van God was. Toe roep die Here na Samuel, en hy het geantwoord, hier is ek. Hy hardloop toe na Eli en sê, hier is ek wat U het na my geroep. Maar Eli sê, ek het nie geroep nie. Gaan lê maar weer. Hy het toe gaan lê. Die Here roep toe weer, Samuel. Samuel het opgestaan, na Eli gegaan en gesê, hier is ek, wat U het na my geroep. Maar hy antwoord, ek het nie geroep nie, my seun, gaan lê maar weer. Samuel het nog nie die Here geken nie en die woord van die Here was nog nie aan hom geopenbaar nie. Die Here roep toe weer na Samuel vir die 3de maal. Hy staan toe op, gaan na Eli en sê, hier is ek, wat U het na my geroep. Eli besef toe dat dit die Here is, wat na die seun roep. Eli sê toe vir Samuel, gaan lê, en as hy jou roep, moet jy sê, spreek Here, want die diensknegt luister. Samuel gaan toe, en gaan lê op sy plek. Die Here het gekom, en gaan staan, en geroep soos die vorige kere, Samuel, Samuel. Samuel het geantwoord, spreek, want die diensknegt luister. Die Here sê te vir Samuel, kyk, ek gaan iets doen in Israel, wat elkeen wat dit hoor, sy 2 ore sal aftuit. Op daardie dag sal ek teenoor Eli alles vervul wat ek oor sy huis aangekondig het, van die begin tot die einde. Ek wil aan hom bekend maak, dat ek vir altyd sy huis gaan oordeel oor die sondeskuld waarvan hy geweet het. Want terwyl sy seuns God gelaster het, het hy hulle nie tereggewys nie. Daarom lê ek 'n eed af teenoor die huis van Eli. Die sondeskuld van Eli's huis sal vir ewig nie versoen kan word deur slagoffer en graanoffer nie. Samuel het bly lê tot die oggend, en hy het die deure van die huis van die Here oopgemaak. Maar Samuel was bang om vir Eli van sy verskyning te vertel. Eli roep toe na Samuel en sê, Samuel, my seun. Hy het geantwoord, hier is ek. Toe sê Eli, wat is dit wat hy vir jou gesê het? Moet dit tog nie vir my wegsteek nie. Mag God jou swaar straf as jy enigiets van my wegsteek van alles wat hy vir jou gesê het. Samuel het toe alles vir hom vertel. Hy het niks vir hom weggesteek nie. Daarop sê Eli, hy is die Here, wat goed is in sy oë, sal hy doen. Ons lees tot sover, mag die Here elkeen seën wat hierdie woord hoor en ook daaraan gehoor gee. Ons begin vandag met ons Pinkstertyd. Dit is 'n baie spesiale tyd van die jaar want ons vier die Heilige Gees. En ek het juis in die week gehoor hoe min die kerk gesels oor die Gees. En dis jammer, want die Heilige Gees is die persoon van God wat altyd by ons is. Ons het Jesus se tyd fisies op aarde misgeloop, maar wie ons nie misgeloop het nie, is die Gees se teenwoordigheid. Voordat ons hierdie hele week opnuut hoor wat die Heilige Gees sê, is daar 'n vorige stap. Hoe luister ons na die stem van God? Samuel se lewe was een wat baie nou vervleg is met die Here se stem. Samuel was op 'n stadium hoofpriester en hy het vir Saul en vir Dawid as koning gesalf. Maar voordat hy enigiets van dit was hy Elkana en Hanna se wonderbaba. En daardie tyd het mense gedink jy is sondig en boos as jy nie kinders kon hê nie. Hanna het vir die Here gevra vir 'n kindjie en Samuel was daardie kindjie. Hy was die resultaat van haar gebed. Hanna het ook die Here beloof om die kind
vir die Here terug te gee. En dis hoekom Samuel diens gedoen het by die tempel by Eli. Eli het in die kamer langs aan die verbondsark geslaap, en dis belangrik, as gevolg van wat hierna gebeur. Samuel hoor sy eie naam, en hy dink dis Eli wat hom roep. Eli is 'n ou man, en hy was nog deur die slaap, en ek dink meeste van ons ouers onthou 'n tyd toe hulle kleinkinders in die huis gehad het. Dis dalk nou die een oggend wat jy 'n bietjie later kan lê, en skielik wals daar kleintjies in. En dan sê Eli, nee, ek het jou nie gaan roep nie, gaan slaap, dis nag. Eli was soos 'n pa vir Samuel gewees, maar hy was 'n baie ou pa. Sy biologiese kinders was al volwasse, meer oor hulle 'n bietjie later. Eli sê vir Samuel om te gaan slaap, hy het hom nie geroep nie. Dit gebeur 3 keer dat die Here vir Samuel wakker maak. Die 3de keer besef Eli wat aangaan, en hy sê dan vir Samuel om die Here te antwoord. So Samuel hoor iets wat Eli nie hoor nie. Eli, die gesoute hoëpriester, hoor nie die stem van die Here nie. Op sy eie is dit ironies genoeg. Samuel, die bogkind, kan die Here hoor, maar Eli nie. Maar dit laat ons ook 'n volgende vraag vra. Het die Here vir Samuel met 'n hoorbare geluid geroep, of was dit dalk iets wat net hy kon hoor? God wou immers met Samuel praat, nie met Eli nie. As ek Eli was en ek hoor 'n vreemde stem in die tempel, dan was ek dadelik op my senuwees, dan het ek dalk my stok en my dolk reg gehad. Ek wonder of God nie net met Samuel gepraat het in sy hart nie. Samuel wys vir ons, of dit nou 'n geluid was of nie, dat daar nie altyd sekerheid is nie. Ons weet nie altyd dat dit die Here is wat met ons praat nie. Miskien lees ons iets, dalk voel ons iets, en miskien kom daar net 'n gedagte in ons kop in. Maar ons weet nie altyd verseker nie. Om na die Gees te luister beteken om 'n tree te gee in die onbekende in. Dit vra om te luister na 'n stem wat ons nie kan bewys nie. Dit vra geloof. Verder sien ons dat dit makliker is om 'n tree in geloof te gee saam met iemand anders. Nou, Eli het sy foute gehad. Eli het gesondig deur korrupsie toe te laat. Ons sal later lees dat Samuel op sy ou dag presies dieselfde met sy seuns toegelaat het. Samuel se 2 seuns was basies Hofni en Pinias 2.0. Maar Eli was nogtans iemand wat ten spyte van sy foute 'n lang pad met die Here geloop het, en Eli het ervaring gehad in sy geestelike lewe. Daarom kon Samuel na hom toe gaan vir raad. Dis ook hoekom niemand 'n gemeente op hulle eie kan wees nie. Kom ons sê ek hoor die Here sê vandag vir my om al die varkvleis in Victoria Wes weg te gooi. Ja, die 10 gebooie sê jy mag nie steel nie, maar Levitikus sê niemand mag varkvleis eet nie, so ek wil nou net vir almal 'n guns bewys. Nou is ek in 'n doodloopstraat. Ek wil nie steel nie, maar ek wil ook nie hê dat die ander mense sondig nie. Nou is my tweede stap om wat ek by God gehoor het te toets. Nadat ek dit aan die Bybel getoets het, nou toets ek dit aan die geloofsgemeenskap. Tom, dis nou wat ek by die Here gehoor het, maar wat dink jy hiervan? Dan hoop ek ons het die gesonde verstand om vir my te vra, maar is jy dan nou heeltemal mal? Miskien gesels ons dan oor Handelinge en Petrus se visioen, of oor naaste liefde, of oor wat ook al. Maar die geestelike gif broei dikwels uit, daar waar mense nie hulle geloof kan of hoef te deel nie. As ek reg in eie hande neem, dan kan ek maklik vir God blameer vir iets wat God nooit vir my gesê het nie. Die geloofsgemeenskap beskerm ons, onder andere, teen onsself. Nie net dit nie, ons medegelowiges, behalwe vir die beskermende funksie, gee ons ook leiding en bemoediging. Sê nou maar ek hoor, die Heilige Gees lei my in die rigting van iemand wat baie swaar kry. Ek deel hierdie vermoede met iemand anders, en hulle sê, maar hulle het dieselfde beleef. Dan is dit bevestiging, en dis iemand anders, wat saam met my kan gaan. Sonder Samuel het niemand daardie nag God se stem gehoor nie. Sonder Eli het Samuel nie geweet hoe om na God te luister nie. Weet ons wat is 'n nepo baba? Nepo is kort vir nepotisme. 'n nepo baba is iemand wat sukses behaal, hoofsaaklik op grond van wie hulle ouers is.
Eli se twee seuns, Hofni en Pinias, was nepo babas. Hulle pa was die hoofpriester, so hulle was sommer ook priesters. Dit het my nog altyd bitter ongemaklik gemaak dat seuns in daardie tyd outomaties priesters geword het soos hulle paas. In elk geval, die boodskap wat Samuel hoor, is een van geweldige oordeel teen Eli. Eli was ook soos 'n pa vir Samuel, en die Here sê Eli se straf is naby. Dit was vir Samuel lekker om te hoor. Ons besef weer hoe belangrik die geloofsgemeenskap is. Eli dreig as dit ware vir Samuel om uit te kom met die sakpatats. Jy het beter vir my sê wat God gesê het, anders gaan God jou straf. En dan sê Samuel vir hom, en Eli aanvaar dit. Ek is seker Eli het vir Samuel deur sy lewe gepiets. Mense was baie lief vir lyfstraf in die antieke tye, en Samuel was in Eli se sorg. So Samuel kry nuus wat nie lekker was om te hoor nie, en nog slegter om oor te dra. Vir al wat hy geweet het, sou Eli vir Samuel die loosing van sy lewe gegee het. Maar Eli het ook die volwassenheid om te aanvaar wat God deur Samuel vir hom sê. Partykeer is dit moeilik om die Heilige Gees te hoor. Dit ontwrig en ontbloot om 'n boodskap te hoor wat ons sleg laat voel, wat ons teregwys. Maar is dit nie ook nodig om tot 'n nuwe insig te kom nie? As die Heilige Gees ons nooit stuit nie, dan word ons later soos Eli en Samuel se seuns. Dan glo ons is reg, al is ons besig om ongehoorsaam te wees. Wil ons iets leer, of wil ons aanvoeter, soos altyd? Kom ons veronderstel, ek en Anastasia skryf in om te leer tango. Ons onderwyser se onderrig bestaan net uit, maak soos wat julle wil. Ons gaan dalk onsself geniet, ons gaan dalk selfs lekker oefening inkry, maar ons gaan nooit leer tango, as dit ons onderwyser is nie. As die Heilige Gees ons nooit uitdaag nie, as ons geloof nooit enigiets van ons vra, wat ons nie wil doen nie of nie wil hoor nie, is ons dan enigstens besig om gevorm te word. Af en toe sal die Gees ons in 'n minder aangename rigting stuur. En dis ook reg, want dis hoe ons ontwikkel. Hierdie week met Pinkster gaan ons moontlik baie groei in ons geestelike lewens. Hoe oop ons is vir die proses, kan ons baie help. Gaan ons bereid wees om staat te maak op iemand wie ons nie kan sien of hoor nie? Gaan ons ons geloof blootstel aan ander, om ons die Here se wil te help onderskei? En is ons bereid om te hoor, wat ook al die Gees vir ons wil sê? Amen. Ons Here, ons is vandag dankbaar, dat ons die kinders is, en dat ons die leiding ontvang deur die Heilige Gees. Ons vra dat ons vir al die Pinkstertyd, maar ook vir die res van ons lewens, 'n oop hart en oop ore sal gee vir u boodskap. Here, help ons om onsself uit te daag, om selfondersoek in te stel en om onsself te vra, maar is ons besig om te hoor en te doen wat die Gees vir ons sê? Dankie dat ons weet, geloof is 'n lewenslange handeling, en dat u ons help bietjie vir bietjie om u beter te hoor en om gehoorsaam te wees. Amen.